Ons het die afgelope tyd baie melding gemaak van die beloftes van God in die besonder, soos wat hy in sy verhouding met Abraham dit gegee en uitgevoer het. En ons het die aard van die saak, dit uit die Ou Testament gesien, en ook gekyk hoe dit in die Nuwe Testament vertolk word. Ek dink dit is ook belangrik om bietjie te kyk na ander geloofsgroepe se hantering van Abraham, hulle siening van Abraham en die rol wat hy ook in die ander geloofsgroepe speel. Die Jode of dan die Judaïsme is natuurlik baie nou naby aan die Christendom, omdat hulle hoofsaaklik die Ou Testament gebruik en ons saam met hulle die Ou Testament ook gebruik. Daar word Abraham in Hebreëus geskryf Abraham, en dit beteken vir hulle dat hy nie net 'n profeet was nie, maar hy is eintlik die aardsvader en die stigter van die Joodse volk. Die gedagte van Abraham as aardsvader is nie vreemd ook in die Nuwe Testament nie. In Hebreërs 7 vers 4 word daar aangehaal dat hy die aardsvader was of is. Nou, hier is 'n paar aspekte wat ons vlugtig na kan kyk, en daar is soveel dinge wat ons oor die Joodse geloof en Abraham kan sê, maar kom ons volstaan by een of twee daarvan. Die eerste ding is, uit Abraham se verhouding met God het hy bely, en eintlik die monotheïsme wat ons dan, hierdie mooi woord wat ons gebruik om te verduidelik, dat daar net een God is, en dat dit in die Joodse geloof baie pertinent so erken word. Die ander saak gaan oor die verbond, en dan veral met die teken van die verbond, naamlik die besnydenis, wat baie prominent in die Joodse godsdiens is. Nou, ek kan seker meer sê, maar ek gaan my verstout om net hier te stop oor wat die Judaïsme betref. Aan die ander kant van die spektrum is daar natuurlik die Islam. Nou by hulle is Abraham bekend as Ibrahim, en hy is een van die belangrikste profete, en hy word beskou as die voorvader van juis hierdie monotheïstiese geloof, die geloof in een God. En die Koran het 'n groot deel van die Koran word eintlik aan Abraham gewy, en daar word hy dikwels beskryf as die vriend van God. Dat die Koran vestig eintlik baie die aandag op Ibrahim se vorige lewe, sy vroeë lewe trouwens, en sy stryd teen afgoderry, om dan die aanbidding van die een God te kan bevestig. Nou, daar kan seker baie meer gesê word, maar kom ons kyk 'n bietjie na 'n ander aspek van die godsdiens, die geloofsgroepe, naamlik die Rooms-Katolieke Kerk. Nou hier word Abraham in 'n baie unieke en ook in 'n onmisbare plek gehuldig. Hy is nie net 'n historiese figuur nie, maar hy is die vader volgens die Rooms-Katolieke Kerk, die vader van alle gelowiges. En dit word as volg beskryf. Die redes hiervoor is dat hy was die model van geloof. Hy is die een wat voorgehou word in die Katolieke katekismes as die perfekte voorbeeld van gehoorsaamheid aan God. Wat die verbond betref, waarna ons ook heel wat verwys het, beskou die Rooms-Katolieke geloof dat Abraham die voorloper van Christus is. Hulle sien hierdie verbond wat God met Abraham gemaak het as die voorbereiding vir die koms van Jesus Christus. Dis kortliks verwysings na Abraham in ander geloofsgroepe, en dit bevestig vir my die belangrikheid van hierdie man, sy rol in die godsdiens tot vandag toe. En ek dink ons kan met groot waardering weer eens kennis neem van hierdie man. En loop mooi.